ontdek die waarheid van die Bybel, die boek Spreuke deel 304. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die eerste gemeente van die Afashoa in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. As dit die eerste keer is dat u na die reeks kyk of luister, u is verskriklik welkom. Gaan na deel 1, begin reg voor. Het reeds 'n magdom inligting verloor. Nou doen ek dit so 'n klein bietjie anderster. Sou u belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het, of die boekpakkette, of die Bybelpakket, is verskriklik welkom. As u enigiets wil weet rondom die boeke wat geskryf is, daar's 'n magdom boeke inligting. WhatsApp ons by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. Gaan na my webtuiste https://Afashoa.co.za. soos dit hierbo is, sou u belangstel. Dis uiters noodsaaklik dat u inteken op die YouTube kanaal. Dis gratis om in te teken, sodat u al die verskillende kennisgewings van al die studies kan ontvang. Stuur die kennisgewing vir die vriende en vir die kennisses, vir hulle wie jy lief is. Skryfblok en pen, papier is uiters belangrik. Skryfblok en 'n papier is dieselfde ding. Maar 'n skryfblok, 'n pen en 'n Bybel, 33 Afrikaanse Bybel. Sodat u kan notas maak. Ons kan nie Bybelstudie doen sonder 'n Bybel nie. Kom ons bid saam. Wonderbaar, raadsman, sterke Elohim, vredevors, lelie van die dale, blinker morgenster, die Alfa en die Omega, die eerste en die laaste, die ek is wie ek is. Baie dankie vir elke bonatuurlike gawe en gesondheid en krag en heerlikheid wat ons van u ontvang. Ons dink aan almal wat krank is, Vader. Raak hulle aan, wees hulle naby, rig hulle op. Ons dink aan hulle wat in stryd is, Vader. Daar's mense wat hulle werk verloor het nou, fabrieke wat toegemaak het, wat nie weer gaan oopmaak nie. Ek wil bid dat u voorsien in die rykdom van die genade en elke behoefte van elke een, Vader. Die woord sê te vergees bou die bouers, as jy Afashoa nie bou nie. En ons dank u daarvoor, dat ons as bruid na u kan kom, nie as bedelaars nie, maar as mede-erfgename. Seën vanoggend se woord, maak dit lewend in ons midde. Ons bid dit in die naam bo elke ander naam. Die naam Afashoa. Die Jafiste sê halleluja. Halleluja. Wat 'n voorreg om vanmôre by mekaar te wees. Baie welkom by ontbyt met Prof Hannes. En mag vanmôre se woord spesiaal vir u wees. Die boek Spreuke, hoofstuk 18, vers 5. Nou moet jy my vanmôre 'n bietjie verdra as ek op hierdie skrif kan stil staan, want hier's 'n paar dinge wat uiters belangrik is, wat gesê moet word. Dis so belangrik. Hy sê, om vir die goddelose partydig te wees. Om vir die goddelose, die sondaar, partydig te wees. En om die regverdige in die gereg weg te stoot, is nie goed nie. Ek het maar 'n Afrikaanse gesegde wat ek toepas, wat ek in glo, wat sê, ekskuus tog, soort soek soort. Kultuur soek kultuur. Dis maar hoe dit is. Hoekom? Want ons is so geskape. Ek dink is ook die manier wat ons groot geword het. So waarom sal ek vir 'n goddelose partydig wil wees? Ek kan vir hom partydig wees as die partydigheid binne die reg is van die saak wat beredder word. So as ek byvoorbeeld 'n ooggetuie is van 'n ongeluk, maak nie saak van watter kultuur of wie ook al nie.
of wat 'n etniese groep of wat. Maar as ek die ooggetuie is van 'n ongeluk, en dit maak nie saak wie die ongeluk gemaak het nie, dan is dit my verantwoordelikheid as 'n Javis om 'n eerlike getuienis te gee. En te sê, dit het ek aanskou, dit het ek gesien. Ek is bereid om selfs hof toe te gaan, om dit so te doen. Laat my dink, baie jare gelede toe ek in Natal karre verkoop het, daar was 'n polis wat ons saam met die tweedehandse karre verkoop het, groot maatskappy, ek kan nie name noem nie, wat as die persoon wat dit uithaal, dis 'n addisionele koste. Maar die oomblik as jy hom die kar koop en jy betaal die eerste paaiement saam met jou deposito, dan het jy 'n lewensassuransie op die kar. Sou jy sterf in 'n sekere tydperk, is jou kar betaal. Ten volle betaal. Nou gebeur 'n snaakse ding dat 'n man en sy 3 seuns en 'n dogter instap op die vloer en hulle 4 karre koop. Ek is die verkoopsman, wel ek is die bestuurder, maar hulle koop 4 karre by my. Betaal die depositos. Die karre is almal in die man se naam. Want dit is moeilik vir die jong kinders partykeer om die jongelinge om finansiering by die banke te kry, maar hy is redelik wel af, so hy het goeie bankstate en as koop die karre, hy koop die karre vir sy kinders en hy koop die assuransie vir op elke kar, sou hy sterf, sou die kar betaal wees. Nou gaan jy nie glo wat gebeur nie, hulle het die Vrydagmiddag die karre kom haal, in die Sondag, in die Saterdagmiddag, toe sterf daai man aan hartaanval. Onmiddellik het die familie gekom en hulle beroep op die assuransie dat die karre sal klaar betaal was. En een van die base van die bestuurders, die hoofbestuurders van die maatskappy het na my toe gekom en sê, Hannes, jy moet sê, daar was nie so assuransie uitgehaal nie. Ek sê, wat maak jy my voor? Hy sê, jy moet sê, daar was nie so assuransie verkoop. Ek sê, maar ek kan nie. Dis myn eed. Ek het dit verkoop, dit is so, hulle het die afskrifte daarvan, nou moet ek staan en lieg om die maatskappy geld, nie eers vir julle, dit kost julle nie geld, dit is 'n assuransiemaatskappy wat dit betaal, dit is nie eers die besigheid wat skade ly nie. Ek sê, nou moet ek my siel verkrag om te lieg vir julle. Hy sê wel, jou job kan net so, jou job kan in gevaar wees, so sê ek, as dit so is. As dit die integriteit van so groot maatskappy is, dat jy my dreig om vir my te sê, my job is in gevaar, dan sal ek in die hof opstaan, en ek sal getuig vir hierdie mense. Ek sê dit vir jou. En dan gaan ek ombudsman toe. Nee, dit moet nou nie so wees, ek sê, moes nie as jou mond oopgemaak het, en my die goed gepraat het nie. Nou, om 'n lang storie kort te maak, die maandag was die mense daar gewees, en my gevra, hoe gaan hulle te werk? Hier is hulle afskrifte van die polis op al 4 die karre en ek gesê, kom ons skakel, in my kantoor gesit, die ouens geskakel en hulle het nooit weer teruggekom nie, alles was afgelos, alles was gedoen. Maar wat doen ek? Om vir die goddelose partydig te wees. Dis is nie om 'n goddelose voor te trek nie, maar wanneer ek en u die waarheid moet praat, sonder om te lieg. Maak nie saak of dit goddelose mense is, of geredde mense nie. Die waarheid, bly die waarheid. Die woord sê inteendeel, dat die waarheid sal jou vrymaak. Wat sê Johannes 17:17, ons wandel in die waarheid, die woord is die waarheid. Weet jy wat, die dag as ek en u nie meer 'n woord het nie, dan het ons niks nie. Dan het ons nie eens 'n persoonlikheid nie. Dan mors ons tyd. Dan kan ek maar net sowel gaan visvang, elke dag.
Verstaan jy wat ek sê? Wat sê die woord? My ja is my ja en my nee is my nee. Al is dit tot my nadeel. Maar Jahwe eer 'n man en 'n vrou wat op hulle woord kan staan. En dis wat koning Salomo vir ons hier sê, om vir die goddelose partydig te wees, om die regverdige en die gereg weg te stoot. Dit beteken, hierdie geskrif beteken nie, ek moet my rug op die Jafiste draai nie. Nee, ek draai nie my rug nie. Maar binne regverdigheid en die partydigheid van die woord, waarin ek en u funksioneer, mag ons nie ons gewete verkrag om sekere groepe mense of ander, of selfs Jafiste te bevoordeel in sekere goed nie. Die mense moet ons leer ken as Jafiste vir wat ons is, vir wat ons sê, vir wat ons doen, vir die manier wat ons leef. En weet jy wat doen dit? Dit bring respek in mense se lewens. En die woord sê, ons moet ten alle tye, moet die evangelie vir die mensdom daar buite aangenaam wees. Paulus kom, apostel Paulus, hy sê, hy wie 'n siel kan wen is wys. So wat sê ek vir u? Ons moet die wysheid in die Ruach HaKodesh gebruik, om mense in te bring, om vir die goddelose partydig te wees. So dit sê nie, ek kan nie, omdat die ou goddeloos is, nie verder die waarheid praat nie. Om die regverdig en die gereg weg te stoot. Want as hy verkeerd is hy verkeerd. As die regverdige, die Jafis verkeerd is hy verkeerd. Ek kan dit nie regmaak nie. Is nie goed nie. So wat sê dit eintlik? Ek moenie die sondaar bo die regverdige plaas nie. Nee, die woord kom hy sê, jy moet jou broeder lief hê, soos jouself. En wanneer ek by die agape liefde kom, die bo-natuurlike liefde, dan gaan dit outomaties my liefde vir die Jafiste wees. Dis hoe ons mens is. Dis hoe ons in Jafashua is. Maar ek het ook 'n liefde vir 'n siel, as 'n evangelis, om daai verlorene by Jafashua uit te kry. Hy sê in vers 6, die lippe van die dwaas kom met 'n getwis. Ek dink dit was laas Vrydag wat ons oor het gepraat, of Maandag wat ons oor het gepraat het, dat die lippe van 'n dwaas soek altyd 'n argument. Hulle kan nie funksioneer sonder om te rede twis nie, en in harmonie te wees nie. Ja, ek dink dit was Maandag. Ek het nog vir die 1 Timoteus 3 vers 1 gekwoteer wat sê, as iemand nie saamstem met die gesonde woorde van Jafashua wat volgens die leer van die bonatuurlikheid is nie. Dies verwaand en verstaan niks nie, maar 'n sieklike sig na twisvrae, bose agterdog, nuttelose stryere van mense wat verdorwe is in die verstand en dink dat die godsaligheid winsgewend is. Die Bybel sê onttrek jou aan sulkes. So maar hier sê die woord, die lippe van die dwaas kom met 'n getwis. 1 Timoteus 3 vers 16 sê, 1 Timoteus 3 vers 1 sê, hy sê, onttrek jou van sulkes. Moenie jou parels voor die varke gooi nie, dis eintlik wat dit is. Maar ook het ons die wysheid van die Ruach nodig, die Ruach HaKodesh, die Heilige Gees, om ons in elke dag in waarheid te leer en te lei, om besluite te neem. En weet jy wat ek in my lewe ervaar, is dat die besluite wat ek en u neem, affekteer nie net my nie. Dit affekteer nie net pastoor Rika nie. Dit affekteer alle mense om ons. Jafiste, selfs die dwaases met wie ons pad laats kom. Die manier wat ons 'n dwaas sal benader. Jy kan nie vuur met vuur beveg nie.
So as daai dwaas, die lippe van die dwaas kom met 'n getwis, wanneer hy kom met daai dwaase getwis, gee hom liefde. Laat hy Jafashua in ons ervaar. Ek hou daarvan om altyd iets anders te doen. 'n Ander tegniek te probeer. En baie keer skok ons die mense deur nie op te tree soos hulle van ons verwag om op te tree nie. Hoekom? Omdat die meerderheid van die mense in die wêreld so sal optree nie. Hy sê die lippe van die dwaas kom met 'n getwis en sy mond roep na sla. So eintlik gaan hy iets gaan gebeur. Die woord sê so. Ou koning Salomo sê, ek dink hy het 'n paar ouens 'n klap gegee. Ja, is nie wat ons moet doen nie, né? Hy sê die lippe van die dwaas kom met getwis en sy mond roep na sla. Ja, nie net altyd met die vuis slaan nie, maar ook in die gees. Nie die roede te spaar nie. In die bonatuurlikheid, die waarheid met waarheid te preek en te leer. Kom ons soek vandag 'n geleentheid om vir iemand die woord van die ewige lewe te gee. Mag hierdie 'n wonderlike dag wees. In die mooiste naam Jafashua, die naam bo elke ander naam. Halleluja.